en dat jy gebid het vir die diens van vanaand en hier is met 'n verwagting en 'n begeerte. Nou, ek weet nou nie of die gesegde korrek is nie, maar hulle sê eers as jy water gedink het by 'n plek, is jy gehoek. So, ekskuus ek vir eers. Goed, ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Johannes die 14de hoofstuk. Johannes hoofstuk 14. As jy die plek het, sit net so, dan maak jy oë toe, dan gaan ons hierdie diens aan die Here afgee in gebed. Baie dankie vir die wonderlike voorreg en geleentheid wat ons vanaand weer het om hier by mekaar te kan kom met die verwagting en die begeerte, liewe Here, dat U met ons sal praat. Ons is dankbaar omdat die woord vir ons leer. U ken elkeen van ons se harte. U ken elkeen van ons se blydskap. U ken ons stryd, U ken ons hartseer. Alles van ons weet U. En Here, U beloof, en dit het ons in die aande wat verby is telke male gesien, dat as ons vertroue in U plaas, dan sal U ons oprig. U sal ons versterk. U sal ons inspireer. En baie dankie, Here, dat ons dit kan glo. En ons is nou vanaand hier om uit U woord uit te lees, te luister na die gedagte wat gedeel moet word. En ons gebed is dat U asseblief nou U regmatige plek sal inneem tussen spreker en hoorder. En Here, dat alles hier vanaand in hierdie gebou geken sal word deur U werking. Baie dankie vir U teenwoordigheid, U volle teenwoordigheid. Baie dankie vir U liefde. En dankie vir U woord, wat U in ons harte wil lewendig maak, sodat ons kan opgroei in ons geloof, en dan kan beleef dat dit is onmoontlik om U te behaag sonder geloof. Versterk ons, Here, seën vir ons, en dankie dat U met elkeen van ons gewees het in hierdie dag, en dat ons vir 'n wyle nou vanaand hier aan U voet kan kom sit. Ons bid dit in dankbaarheid. Amen. Laat julle hart nie ontsteld word nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Thomas sê vir hom, Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken? Jesus antwoord hom, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe. Niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. As julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. En van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Filippus sê vir hom, Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. Jesus sê vir hom, ek is so lank by julle, en het jy my nie geken nie, Filippus?
Hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is, en die Vader in my? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my, dat ek in my Vader is, en die Vader in my, of anders, glo my ter wille van die werke self. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in ewigheid. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n klein tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe en in julle sal lewe. In die dag sal julle weet, dat ek in my Vader is, en julle in my, en ek in julle. Wie my gebooie het, en die bewaar, dit is hy wat my liefhet, en wie my liefhet, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Ek gaan vir ons net tot daar lees uit die woord van die Here. Nou, liewe broer en suster, ons kom vanaand by die 4de boodskap in ons sentrale, in ons reeksie, onder die sentrale tema, die geheim van 'n volkome lewe. In die aande wat verby ons het ons gesien, dat dit is van vrug dra, ons het gesien, dit is die wonderlike werking van die Here, deur te bly in hom, ons het gesien, dit is in gehoorsaamheid, en vanaand gaan ons kyk na hierdie gehoorsaamheid, die liefdesaspek daarvan. Nou ek wil net graag weer vir u hierdie 2 versies lees. Johannes 10 vers 10. En ek doen dit, jy weet ek voel gelei om dit elke aand van ons te lees, sodat as ons hierdie woorde hoor, ons vir die Here kan vra, Here, graveer dit in my hart, sodat ek dit kan glo, en sodat ek dit kan ervaar, wat u hier skryf. Die eerste is Johannes 10 vers 10. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Lewe en oorvloed. En daarom is ons bevoorreg om aan die voet van die Here Jesus te sit en aand vir aand te kan praat oor sy woord, sy begeerte vir ons in oorvloed. Dit is verseker nie die wil van die Here dat ons gebrekkige geestelike lewens moet leef nie, maar dat ons 'n oorvloedige, 'n volkome, 'n geestelike lewe in oorvloed sal lewe. Johannes 15 vers 11, dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan wees. Nie 'n blydskap soos wat die wêreld gee, wat ons in die wêreld kry, maar 'n blydskap weer eens wat ons verstand te bowe gaan, en wat die Here Jesus vir ons gee,
en hy wil dit vir ons gee, en hy wil dit ons deel maak. In Jakobus 4, vers 10 het ons gelees ook, verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Ek lees weer 1 Petrus 5 vers 6, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Ons praat vanaand met u oor die geheim van gehoorsaamheid in liefde. In liefde. Ons het in die tye, in die dienste wat verby is, het ons baie duidelik al gesien en dit opgemerk, dat Jesus se doel vir sy kinders is, 'n lewe van volheid. Ons het gesien dat die geheim van ons om 'n lewe van volheid te kan lewe, 'n lewe van vrug dra is. Ekskuus tog. Ons het gesien dat om vrug te dra, in Jesus gebly moet word. En om in hom te bly, daar gehoorsaamheid moet wees. Nou vanaand kyk ons na die liefdesaspek in gehoorsaamheid. Nou liewe broer en suster, ek wil net 'n paar versies vir u hier lees. Ekskuus tog, ek het nou 'n paar versies hier lees, om u net weer eens te laat insien hoe wonderlik is die Here Jesus vir ons. Romeine 5 vers 5 sê, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. As 'n mens weer gebore word hy die Heilige Gees deelagtig, die goddelike natuur. Geestelik word hy wederbaar. En nou sê die Bybel vir ons, dat die liefde van God is in ons harte, deur die werking en die inwoning van die Heilige Gees. In ons harte, as kind van die Here, besit ons hierdie wonderlike voorreg, om hierdie liefde, die agape liefde, die volkome liefde, Godgewerkte liefde, volmaakte liefde, in ons harte te kan hê. Dit is in ons harte. Dis uitgestort daar. En daarom dat dit vir ons moontlik is as kinders van die Here, om ons vyande te kan vergewe, om vir ons vyande lief te kan hê. Daarom dat ons vir hulle kan bid, en saam met hulle voel in die stryd wat hulle ervaar, omdat ons die liefde van God in ons harte het. Jy weet, die natuurlike liefde, die menslike liefde, wil kwaad met kwaad vergeld. Hy wil homself vergeld. Hy kan nie vergewe, soos wat die Here Jesus van sy kinders verwag nie. En daarom is dit vir ons moontlik, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat in ons harte deur die Heilige Gees wat in ons harte woon, kan ons hierdie wonderlike werking van God se liefde ervaar. Ek wil vir u ook lees 2 Korintiërs 5 vers 14. Want die liefde van Christus dring my. Die liefde van Christus dring my. Dis nie ek self nie. Dis God se liefde in my, wat my dring om gehoorsaam aan sy woord te wees. Dit is sy liefde wat my dring om te doen wat sy woord van my vra, om hom te behaag. Dis sy liefde wat my dring. En daarom, weer eens, 'n paar keer die dienste wat verby is, het ons opgemerk, voortdurend stel hy ons in staat
om te kan doen wat hy van ons vra. Nêrens vra hy dit vir ons, om in ons eie krag te kan doen nie. Ek moet 'n besluit neem, om my onderwerp aan hom, en hom toelaat om deur my en in my te werk, om te kan doen wat hy wil hê ek moet doen. Sy liefde dring my. Dis sy liefde wat my dring om te gehoorsaam aan sy woord. Dis sy liefde wat my dring om met mense wat onverskillig lewe, met wie ek skouers skuur, te kan praat. Sy liefde dring my. Johannes 17 vers 26. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees en ek in hulle. So u sien, liewe kind van die Here, as ons na die woord van die Here kyk, en ons sien wat die woord van die Here sê, wat ons kan ervaar, Christus Jesus het die prys daarvoor betaal. En hy wil ons in staat stel, en dit is vir ons moontlik om so te kan lewe. Sy liefde dring ons, sy liefde. Nou daar is ekskuus tog, verskillende vlakke in hierdie liefde, maar voordat ek dit gaan hanteer, wil ek net nog 'n paar versies gou vir u lees. Johannes 15 van vers 9 tot en met vers 10. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad. Volmaakte liefde, volmaakte liefde. Bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit is die wonderlike voorreg wat ons het om hom te kan ken. Hoor wat sê Johannes 15 vers 13, en dit het ons gelees nou die aand. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, hoor mooi. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle aan julle liefde onder mekaar. En dit is wat die woord van die Here vir ons vra. As ons as 'n kinders van die Here met mekaar saamlewe, mekaar respekteer, mekaar eerbiedig, mekaar liefhet, as ons saam die Here dien, dan sal hulle daar buite, as hulle na ons kyk, weet dat ons sy disippels is. Hieraan sal hulle weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. En dit is die liefde, sê 2 Johannes 1 vers 6. En dit is die liefde, dat ons wandel volgens sy gebooie. Dit is die gebod, soos julle van die begin af gehoor het, dat julle daarin moet wandel. So liewe kind van die Here, as ons dus hierdie volkome lewe wil ervaar en beleef, dan is dit belangrik dat ons die woord van die Here, die wil van die Here, dit wat hy vir ons skryf en dit wat hy vir ons neergepen het, is dit vir ons belangrik om dit te lewe, daaraan te gehoorsaam. Dan sal ons volkomenheid ervaar. Maar nou daar is 'n paar vlakke waarna ons net moet kyk aangaande hierdie liefde, die gehoorsaamheid in liefde. Die eerste vlak is baie keer gehoorsaam kinders van die Here uit vrees uit. As ek nie gaan nie, dan gaan die Here dit doen. Jy weet die ou vyand loop rond soos 'n brullende leeu. En hy skep in ons gemoed. Hy kan nie ons gedagtes lees nie. Maar hy kan vuurige pyle op dit afvuur. En hy vuur hierdie pyl af.
En hy skep 'n beeld in ons gemoed van God. En as ons deur sy brille kyk na hierdie beeld van God, dan sien ons God staan gereed met 'n stok, so dik as my arm. So dik as my arm. Om my te slaan as ek iets verkeerd doen. Nee, daar's nog 'n stok. Hy staan gereed met 2 stokke. Is die leuenpropaganda wat die duiwel vir ons wil wys maak aangaande God. En dit skep vrees in ons hart. En dan motiveer dit ons, en dis nie die wil van die Here nie. Maar as ons nou vanaand stil word, en ons sit aan die voet van die Here Jesus, en ons kyk na hierdie beeld, wat die duiwel in ons gemoed skep, om vrees in ons op te wek, dan sal ons sien, nee, hierdie 2 stokke wat ons aansien, hierdie 2 instrumente wat ons aansien as stokke, waarmee hy ons wil slaan, is sy arms wat oop is, wat sê kom na my toe, kom na my toe. God loop nie rond met stokke om te slaan nie. Hy staan altyd met sy arms oop. Hy weet, ons is in hierdie wêreld. Hy weet ons is nog vasgevang in hierdie vleeslike liggame. Hy weet. En hy weet die potensiaal en die moontlikhede is daar. Hy weet dit. En daarom dat hy altyd staan, kom na my toe. Dat ons hierdie saak kan uitmaak. Kom na my toe. Kom na my toe. So gehoorsaamheid en liefde deur vrees, in die konteks wat ek dit nou aan u verduidelik het, is nie korrek nie. Is nie korrek nie. Die vrees wat ek en u as kind van die Here vir God moet hê, is respek. Respek. En daarom moet ons hierdie bang wees. Hy wil nie ons moet vir hom bang wees nie. Ons moet vir hom respek hê. En dit sal ons beweeg om in liefde nie sonde te doen nie. Dit sal ons beweeg om in liefde gehoorsaam te wees aan wat sy woord van my vra. Dis respek. Respek. Hierdie vrees, hierdie respek, die Godgewerkte liefdesrespek vir hom. Dis die respek of die vrees wat my motiveer om aan hom gehoorsaam te wees. Ek hoop u verstaan dit. Dat God wil nie hê ons moet vir hom bang wees nie. God wil hê ons weet wie is God. God is God. Hy's nie ons maatjie nie. Hy's nie ons maatjie nie. Ja, die woord van die Here sê, en dit het ons 'n paar keer gesien in die aande wat verby is, hy noem ons vriende, maar wanneer? As ons sy gebooie onderhou, dan is ons sy vriende. Hierdie hele gedagte van gehoorsaamheid in vrees, soos God dit wil, motiveer ons om hom te dien, aan hom gehoorsaam te wees. Filippense 2 vers 12 tot en met 13 sê, daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Sy welbehae. Hy sal nie vir my en jou iets vra, as hy nie gewillig is om ons krag te gee. En dan sê hy ook nog, dan beloof hy ook nog, hy sal ons beloon vir dit wat ons doen. Johannes 15 vers 15 sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die dienskneg nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Daarom het ons nie nodig om in vrees aan God gehoorsaam te wees nie. Ek bedoel nou bang maak vrees.
Wat gaan hy aan my doen? As ek iets verkeerd doen, dan gaan hy my straf. As ek miskien vanaand per ongeluk, my stilte tyd oorslaan, wat gaan dan gebeur? In liefde. Daar's 'n liefdesverhouding tussen my en die Here. Tussen my en die Here. En daarom kan ek hom respekteer as my redder, as God. Maar my vriend. 1 Johannes 4 vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in, en hy wat vrees, het nie volmaak geword in die liefde nie. En ons is bevoorreg vanaand om hier te kan sit en te kan getuig. Ek is 'n kind van die Here, deurdat hy in my hart kom woning skep het. Gehoorsaam en liefde, en om te doen wat die woord wil hê ek moet doen. Nou, liewe kind van die Here, gehoorsaam uit liefde is die hoogste vlak van gehoorsaamheid. Gehoorsaam uit liefde. Die hoogste vlak van gehoorsaamheid. Dit is waar ons hom gehoorsaam, omdat hy ons liefhet. En dit is hoekom ons doen wat ons doen, omdat ons dankbaar is vir dit wat hy vir my gedoen het. Dit is my motivering. Sy liefde dring my om te lewe hom welbehaaglik. Johannes 14 vers 15 het ons ook gelees in die dienste wat verby is. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. Dis 'n goeie barometer waar ons baie keer as kinders van die Here ons eie geestelike lewens kan aantoets. Hoe lief is ek vir die Here? Hoe lief is ek vir hom? Johannes 14 vers 23, en Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Dit is God se begeerte, dat sy kinders hom moet gehoorsaam. Dit is God se begeerte dat ons as sy kinders hom moet gehoorsaam in liefde, in liefde. In Deuteronomium 6 van vers 4 tot en met 5 lees ons, waar hy dit van die volk Israel vra, dat hulle hom in liefde sal gehoorsaam. In Johannes 14 vers 15 het ons gelees, waar die Here Jesus dit van sy disippels vra. En vanaand vra hy dit vir ons, dat ons hom in liefde sal gehoorsaam. Nou wil ek graag vir u voorlees, en ek het dit nou so gaan uitsit. Die hele, u weet wat's die liefdeshoofstuk? Waar vind ons die liefdeshoofstuk? 1 Korintiërs 13. Nou hoor mooi, dis God gewerkte liefde. Dis hoe hierdie liefde sal manifesteer, as ek my oorgee aan hom, gehoorsaam en sy gebooie bewaar. Hierdie liefde is lankmoedig. Nou verduidelik ek dit. Verdraagsaam en geduldig. God se liefde is vriendelik, minsaam. God se liefde is nie jaloers nie. Afguns en naaiwer verdwyn. God se liefde praat nie groot nie. Geen uiterlike vertoon en selfverheerliking. God se liefde is nie opgeblaas nie. Hoogmoed en verwaandheid is ongekend. Ook wat vir u sê, toe ek hierdie lees, het dit my opnuut geïnspireer.
Here, help vir my, dat ek so, deur u krag en instaatstelling, sal lewe. God se liefde handel nie onwelvoeglik nie, tree altyd korrek op. God se liefde soek nie sy eie belang nie, eie ek is dood, selfsug, geen plek nie. God se liefde word nie verbitterd nie, onaangenaamheid en bitterheid kom nie voor nie. God se liefde reken die kwaad nie toe nie, geen getop oor verontrechting nie, geen getop. God se liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. Geen verlustiging in die verkeerde nie. God se liefde bedek alles, groot genoeg om ander se foute en misstappe te verberg, letterlik weg te steek. Hoor wat sê Spreuke 17 vers 9 van dit. Wie 'n oortreding bedek, soek liefde. Maar hy wat 'n saak weer ophaal, skei vriende van mekaar. Spreuke 10 vers 12. Haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. 1 Petrus 4 vers 8. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Die liefde van God glo alles, bevraagteken nie elke ding nie. Die liefde van God hoop alles, bekommernis en wanhoop verdwyn. Die liefde van God verdra alles, tydsaam en geduldig. Die liefde van God vergaan nimmer meer. En liewe kind van die Here, dis die vrug van die liefde, gewerk deur God, die Heilige Gees wat in ons woon, so sal dit manifesteer. En so sal ons lewe, en so sal ons dan vir mekaar, en ook vir die ongereddes, is 'n wonderlike inspirasie wees. Ag, ek weet van mense, wat by die Here uitgekom het, net omdat hulle na iemand anders gekyk het, en daardie persoon, die manier wat daar met hulle gepraat was, sê maar daar is iets in hom, en hulle het 'n besluit geneem vir Jesus. Daarom, liewe broer en suster, dit is die boodskap van die Here, vir ons in volheid, in oorvloed, om in sy liefde, in God gewerkte liefde, te lewe. Ek bid, en dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word, in kennis en ervaring, sê Filippense 1 vers 9. So laat ons hierdie woord in ons harte bære. Laat ons hierdie woord in ons binnekamers invat en daar die koste gaan bereken en opnuut vir die Here sê, dankie Here, omdat U my wil in staat stel en sal in staat stel. Ek plaas my vertroue in U liefde, wat my sal dring en wat my sal motiveer om te lewe soos U behaag. Ek vertrou dat U die liefdesstem van die Here Jesus sal hoor en aan hom sal vashou. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Ons buig ons hoofde. Nou ek gaan 'n paar oomblikke gee van stil gebed. Praat met die Here. Daar nou, u het na die woord geluister. Praat met die Here. Sê vir u, Here, 'n antwoord op die woord as u het. As u dankbaar is, sê vir hom dankie. 'n Paar oomblikke van stil gebed en dan sal ek vir ons afsluit. Liewe Here, ons weet, al praat ons met U in ons harte, U hoor dit. En U het elke versigtiging nou gehoor.
En ek bid, Here, dat U vir ons die krag en genade sal gee, dat ons die woord sal glo en sal lewe, om te kan ervaar vreugde, liefde en blydskap in volkomenheid. Dat ons kan ervaar hoe dat U deur ons werk om mense rondom ons te bereik. Wees asseblief die naprediker ook van U woord en bereik U goeie doel in U wonderlike naam. Vra ons dit. Amen. Goed, kom ons sluit af en sing ons die lied soos dit op die bord verskyn. Kyk wat 'n liefde. Ons gaan staan asseblief en dan sing ons dit. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en teere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees bly met u elkeen. Amen.